Môre al die maatjies, hoop julle is lekker snoesig by die huis en dat mamma en pappa daar naby julle is. Ek hoop dit gaan goed met elkeen van julle. En ja, vandag gaan ons 'n bietjie Sondagskool hê in ons eie huise. Wense kan daar so by julle wees, waar ek 'n teetjie kan drink, dalk of 'n koeldrankie, 'n lekker ou rosie. Maar ja, ek weet dat julle veilig daar by die huis is en dit is goed vir my hartjie om te weet dat julle veilig is. So, voordat ons begin, kom ons bid. Here Jesus, baie dankie vir elke maatjie wat daar by die huis sit. Vir elke maatjie se hartjie, Here. Here, ek wil U vra om asseblief ons vrugbare grond te gee, dat die maatjies lekker sal kan luister en ja, saam met my kan pret hê, alhoewel ek nie by hulle is nie, Here. Amen. Daar sy. Vandag se lesie gaan oor koning Josia. Koning Josia was het koning geword toe hy 8 jaar oud was. Hy was 8 jaar oud en toe hy 16 jaar oud was, het hy die Here leer ken, sy hartjie vir die Here gegee en later in sy lewe, toe hy 26 jaar oud was, toe het hy vir sy amptenare 'n bevel gegee. En ek wil vandag 'n bietjie met julle gesels oor hierdie spesifieke bevel. Vandag se les gaan oor jy is deel van God se geestelike geskenkespan. Jy is deel van die span. Al sit ek aan hierdie kant en jy aan daai kant, ons is almal saam 'n span, nê? So, graag wil ek dan uit die Bybel 'n bietjie lees. Ek hoop elkeen van julle se Bybel is dan naby julle. En dan wil ek vra dat ons dan lees ons lees in 2 Kronieke 34 vers 1 tot 2. Josia was 8 toe hy koning geword het en het 31 jaar in Jerusalem regeer. Hy het gedoen wat reg is in die oë van die Here. Hy het die pad van sy voorvader Dawid geloop en daar nie links of regs van gewyk nie. Koning Josia was 16 jaar oud toe hy die Here begin dien het. In daardie tyd het die mense baie afgode gedien en koning Josia het persoonlik seker gemaak dat al die afgodsbeelde en altare waarop offers vir die afgod Baal gebring was, afgebreek word. So hy het 'n hele span gehad wat saam met hom gewerk het en hulle het al die afgodsbeelde van al die ander gode, al die pilare het hy afgebreek sodat dit nie meer daar so is nie. En hy het toe vir die mense gesê, maar ons gaan Jesus dien. Toe Josia ongeveer 26 jaar oud was en reeds 18 jaar lank koning was, het hy van sy amptenare die stadsbevelvoerders en die hoofuitvoerende beampte laat roep en vir hulle die opdrag gegee om die tempel te herstel. So die tempel van God was in 'n baie slegte toestand gewees, daar was oorlog gewees en hy het gesê, daai tempel moet herbou word. Die meeste van die konings wat voor hom geregeer het nie die Here gedien nie. Hulle het nie opgegee dat die Here se huis stukkend geraak het nie. Niemand het die moeite gedoen om dit weer reg te maak nie. Die Levitiese drempelwagte by die tempel het geld oral in die land ingesamel vir die herstelwerk. Die geld is vir die hoofpriester Gekia gegee. En Gekia het die geld aan die Lewiete gegee wat moes toesig hou oor die bouwerk. So, as jy nou dink, daar is mense wat geld vra, hulle kom dalk na mense huis toe en sê, hulle het geldjies nodig, en hier het die mense dan vir hulle geldjies gegee, want hulle het gesê, hierdie geld gaan vir die tempel van Jesus, die tempel van God, waar ons wil gaan aanbid. En hulle het die geldjies bymekaar gekry en sakkies gesit oral, en toe het hulle hierdie geld vir die hoofpriester Gekia gegee. En die Lewiete moes toe dan verder gaan daarmee. Gekia het die geldjies vir die Lewiete gegee, en die bouers het die geld gebruik om klip en hout te koop waarmee hulle die tempel kon herstel. Ons lees weer eens in die Bybel in Kronieke 34 vers 12 tot 13. Die manne het die werk met groot sorg uitgevoer. Die opsigters oor hulle was die Lewiete, Jagat en Obadja.
van die Merari groep en Sagaria en Mesulam uit die Kehat groep. So daar was verskillende groepe wat elkeen werkies moes gedoen het om alles saam in te puzzle, soos wat 'n puzzle by mekaar sit. Dit is wat hulle gedoen het. So as ek nou dink, so koning Josia, koning Josia was toe nou koning gewees. Kom ons maak gou hierdie kroon reg. Hy was koning gewees en hy het verskillende groepe mense gehad wat dan hierdie werkies vir hom gedoen het. So watse tipe mense sou julle dink sal dit wees? Kom ons kyk gou wat ek hierso by my. Ons kyk. Daar was mense wat heel waarskynlik rondom die tempel moes vee en skoonmaak. Daar was heel waarskynlik klippe. Hulle sê die tempel was reeds daar gewees. Dit was seker baie stowwerig gewees. So hulle moes skoonmaak voordat hulle eers kon begin. So hierso was daar daai. En natuurlik moes daar, wat is hierdie? Moes daar mense gewees het om gate te grou, sandjies weggooi. Definitief het hulle sulke nodig gehad. En ek is seker die van julle wat julle pappas baie mooi help sal weet wat hierdie is. Dit is 'n lekker toolbox. En hierdie toolbox was vol gereedskap gewees. So daar was seker bytels gewees en hamers en spykers. Ja, die toolboxe was vol van dit gewees. En laat ons sien wat was dit dan nog. Nou die leviete was ook baie goed in musiek. So ek is seker hulle het 'n bietjie musiek gemaak. Lekker daarso dat die mense kan lekker werk, want hulle sê ook as daar musiek is, dan werk mense baie harder. En laaste, kom ons kyk, ek is ook seker hulle het pragtige blomme geplant en hulle moes dit water gee, sodat die tuine ook mooi lyk reg rondom die tempel, nê. So daar was al hierdie verskillende mense wat nou gehelp het om hierdie tempel te bou of te herstel, nê. So as ek nou dink, al hierdie mense het baie hard gewerk, hulle het geestelike gawes gehad. En nou wonder ek, wat se geestelike gawes was dit gewees? En onthou, ons het die afgelope paar weke in die kerk het ons 'n bietjie aan geestelike gawes gewerk. So kom ons kyk. Ja. Hierso het ons ene leierskap. Hy was definitief daar gewees. Diensbaarheid. Ja. Diensbaarheid was ook een van hulle gewees. En kom ons kyk. Ek seker die leviete het ook voorbidding gedoen. En vrygewigheid. Al die mense wat die geldjies gegee het, hulle het ook 'n doel gehad. Kom ons kyk aan hierdie kant. Hulle het mekaar bemoedig. En definitief bemoedig sommer so. Vir mekaar gesê hoe goed hulle doen en hulle het liedjies gesing, so hulle het mekaar bemoedig. So al hierdie mense het saam, het hulle dan soos 'n puzzle gemaak en hulle het die tempel dan gebou. Wanneer jy jou juffrou of jou meneer by die skool 'n werkie vir julle gee, dan is daar sekere werkies wat vir julle maklik is en dalk ander werkies wat nie vir julle so maklik is nie. Maar ek hoop dat julle hulle dan help, dat julle soos 'n puzzle mekaar kan help om 'n doel dan te bereik. En as ek nou dink by die huis, by mamma en pappa, heel waarskynlik help julle om die tafel te dek en julle help om julle goeders weg te pak as julle klaar gespeel het, julle speelgoeders, dat dit ook nie seer kry nie. En ek is seker dat julle help af en toe met die kos, as pappa braaivleis maak, dan help julle dalk daarso die tafel te dek. En ek is seker julle pak julle kamers reg. Al daai goedertjies, want alles hierdie help om die huis se puzzle bymekaar te sit. Elke bietjie help.
En ek het van julle al gesien wat verskriklik fliks is hier so by die kerk en julle help my ook. En saam kan ons dan die Here dien en die Here loof en prys met ons gawes, want ons is deel van sy geskenkespan. Ek wil hê julle moet dit onthou, veral waar julle nou baie by mamma en pappa is en dat julle weet dat mamma en pappa julle ook nodig het. Dat julle nou al 'n deel is van God se span, sy geskenkespan. Julle hoef nie te wag dat julle 20, 30 jaar oud is nie. Dit kan vandag wees. Vandag kan dit al gebeur. So ek hoop dat julle mammas en pappas vir my gaan terugvoer gee van alles wat julle so mooi in die huis help mee. Julle wat moet leer, sterkte met al julle leerwerk, die eksamens wat voorlê. En ja, ek is bly dat julle vir my geluister het. Ek mis julle verskriklik baie, maar ek weet ons gaan weer in die toekoms van mekaar wees, maar tot dan kan ons mekaar in ons gebede hou, en dan kan ons mekaar bemoedig op die regte tye, nê? So ja, kom ons bid saam. Here Jesus, baie, baie dankie, dat ons die voorreg het om 'n bietjie by mekaar te kuier, Vader. Here, ek wil vra dat U asseblief U hand van beskerming oor ons almal sal hou. Here, ek wil U vra om elke selletjie van ons liggame te laat saamwerk, dat die van ons wat 'n bietjie siek is, gesond kan word, Here, en dat ons blymoedig sal wees, maak nie saak wat nie, Vader. Here, ons is verskriklik baie lief vir U. Dankie vir U genade en U seën. Amen. Daar is sy maatjies, ek hoop julle het die lesie geniet, en ja, ek glo dat julle hierdie lesse in julle harte gaan bære, en as ons mekaar weer sien, dan wys julle ook vir my hoe fliks julle is. Tata!